Ek weet nie of jy al, as jy nou kyk na daai tema, hoe groot is jy? Dan lyk die prentjie, wat het dit met hoe groot is jy te doen? Maar ek wonder of jy al in 'n situasie in jou lewe gekom het, waar jy as 'n toeskouer gesien het waar mense besig is om te argumenteer en te beklei oor iets. En jy jouself gesê het, word groot. Hoekom beklei julle? Hoekom? Wie van julle het al so gevoel? En dis baie keer omdat mens as 'n buitestander staan, jy sien dit en jy dink, ag, dis regtig nie moeite werd om oor hierdie goeders te beklei nie, maar jy sien dat mense betrokke raak. Maar ek dink ek en jy was ook al aan die ander kant, waar ons oor onbenullighede beklei en geargumenteer het, reg of verkeerd. Right. En waar ander mense dit dalk oor my en jou gedink het, en daarom hierdie tema oor hoe groot is jy, want Jesus kom spreek iets aan, en ons is in die einde van ons verhaal met Jesus, want die volgende gedeelte het ons al gedoen in Paasfees, maar dis nie die laaste gedeelte, die vorige gedeelte het Jesus nou net nagmaal gevier, saam met sy disippels. En dis hierdie intense oomblik, die laaste aand, wat Jesus saam met sy disippels is. Die kruis is 'n paar ure weg. Jesus het nou net die brood gebreek en gesê hoe sy liggaam gebreek gaan word. Hy het nou net die wyn geneem en gesê hoe sy bloed gaan vloei. En dan hang daar so 'n donker wolk oor die vertrek, want so 'n swaar gevoel oor die vertrek. En dan die volgende oomblik gebeur daar iets in die kamer. Dan kom daai gesprek. En daar het 'n twis onder hulle ontstaan, dis onder die disippels, oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Nou vir my en jou met hindsight, as ons nou so as toeskouers is, dan sal ek en jy nou vir die disippels vra, nou, hoekom doen julle so iets? Waaroor stry julle? Hoekom argumenteer julle oor so iets onbenullig? Weet julle nie wat kom nie? Dis hoe ek en jy daaroor voel. Maar dis wat gebeur. En dan kom Jesus en hy kom gee 'n antwoord op hierdie twis wat nou hier ontstaan op daai oomblik, en hy sê vir hulle, die konings van die nasies heers oor hulle, en diegene wat gesag oor hulle het, word weldoeners genoem. Julle is egter nie so nie. Maar laat die belangrikste onder julle wees, soos die geringste. In die Grieks staan dit soos die kleinste, soos die jongste. Want die kinders, die jongstes, niemand het hulle kinders gesteer nie. Hulle was die onbenulligste, hulle was, kinders, julle onthou toe ons groot geword, kinders word gesien en nie gehoor nie. In daai tyd was dit ook so. Maar laat die belangrikste onder julle wees, soos die geringste, en laat die een wat leiding gee, soos iemand wat dien. Want wie is belangriker? Die een wat aan tafel aanleun, of die een wat bedien? Nou weet ons wat die antwoord. Die belangrikste een in die wêreld se oë is die een wat aan die tafel sit. Die diensknegt is die belangrikste, is die een wat bedien word wat belangrik. Luister wat sê Jesus. Is dit nie die een wat aan die tafel is nie, want dis die wêreldse vraag. Ek egter is tussen julle soos iemand wat dien. Jesus sê eintlik, ek is die een wat die slaaf is. Dan gaan hy aan. Julle is die mense wat deur al my beproewinge steeds by my gebly het. Ek bemaak aan julle 'n koninkryk, net soos my Vader dit aan my bemaak het, sodat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink en op trone kan sit om reg te spreek oor die 12 stamme van Israel. En hierdie uur wat Jesus sy liefde eintlik kom wys, waar hy
in die diepste lyding ingaan, is die disippels besig om te stry oor posisie, status en wie gaan die hoogste wees in die koninkryk van God. En dit is amper ondenkbaar. Hoe kan mense dit doen op daardie uur? Tot ek en jy bietjie regtig eerlik is met onsself en dink, maar ek doen dit baie keer ook. Ek is maar baie keer net soos die disippels. Ek wil ook baie keer erken word. Ek wil ook baie keer waarde hê en dat mense my raak sien. Ek wil nie noodwendig die minste wees nie. Ek wil hê mense moet my waardeer en my sien vir wat ek is en wat ek het. Baie keer is dit diep binne in hoe ek en jy ook wanneer ek kan voel en reageer. Maar dis juist in hierdie oomblik van menslike kleinheid, waar die disippels eintlik klein is, in plaas van groot, waar Jesus die mooiste antwoord vir hulle gee, en die radikaalste onderrig, juist as sy disippels kom gee, oor wat ware grootheid is. Want Jesus se antwoord gaan juist daaroor, die wêreldse manier is heers, bou jou naam, word bedien. En hy sê, die koning van die nasies heers oor hulle, en diegene wat gesag oor hulle het, word weldoeners genoem. Ek dink vandag is daar baie, wat ek en jy, vinnig vingers kan wys, watter politici doen dit, watter hoë profiel mense het hulle kom voor as hierdie weldoeners, maar hulle wil beheer en mag beheer. Dis die wêreldse manier, om beheer te neem, om in charge te wees, om jou posisie te beskerm, om daai beheer te hou, om het te vertoon, en jou laat voorkom, maar jy is hierdie groot, belangrike mens, wat so goed is, eintlik verander, maar eintlik gaan dit oor jouself. Ons sien dit in soveel politici, en besighede, en sport, en families, en die hartseer is, mense sien dit ook in die kerk, waar mense baie keer so optree. Die wêreldse manier is waarde kom van invloed en prestasie af. Maar Jesus draai dit om, as Jesus kom sê, julle is egter nie so nie. Eintlik wat hy ons wil oproep, dis nie hoe ek en jy moet wees nie. En dan vat hy die voorbeeld na homself toe. Want hy kom eintlik sê, my koninkryk lyk dit heeltemal radikaal anders. Want ek wil vir jou die voorbeeld gee van wat dit is. Grootheid is gelyk aan diens. Ek is die een wat aan die tafel kom dien. Ek is die een wat dienend is, wat voete was, wat aan 'n kruis kom hang, aan 'n smarthout, aan 'n vloekhout kom hang. Die vervloekte, die hoogste word die vervloekte. Hy is die een wat kom dien. Want hy wat sê dat laat die belangrikste onder julle wees soos die geringste, die een wat leiding gee soos iemand wat dien. Jesus sê my voorbeeld is 'n voorbeeld van dien. Mense wat aan my behoort wil nie daar wees nie, wil nie belangriker as ander wees nie. Mense wat aan my behoort gaan soos ek op hulle knieë en dienend wees aan ander mense se lewend. Want die seun van die mens, die koning van die hemel, staan as 'n dienaar. Dis hoe ons Jesus sien. Hy het as 'n diensknegt gekom. Die Here word 'n slaaf. Die grootste word die laagste en die hoogste buig die diepste. Dis hoe Jesus vir ons 'n voorbeeld gegee het van dit in ons lewens moet wees. Ek en jy word juis gered deur 'n dienende God. Nie 'n God wat mag probeer kom nie. En dan sê hy, dis hoe mense lyk. Dis hoe my koninkryk lyk. Dis wat Jesus kom sê. Nie deur te heers nie, maar deur te dien. Nie die hoofplek in te neem aan die tafel nie, maar jy's die laaste plek. Nie deur jouself groot te maak nie, maar jy's om jouself klein te maak. En dis half die ironie. Aan die tafel beklei die disippels oor wie is die grootste, wie op die hoogste troon gaan sit. Maar
Maar die belangrikste persoon tussen hulle is juist die een wat die handdoek uithaal en voete was, is die een wat in 'n kruis kom hang, wat aan 'n houtkruis kom hang. Hy vat die posisie van 'n slaaf. En hier is die uitnodiging wat Jesus vir my en vir jou kom gee vandag. Hy bring 'n uitnodiging om te dien en te volhard in die diens wat hy van ons vra. Julle is die mense wat deur al my beproewinge steeds by my gebly het. Dit is nogal interessant, Jesus bestraf hulle nie, omdat hulle so arrogant is en beklei oortroon. Of wat hy sê, maar julle is die mense wat deur my beproewinge reeds by my gebly het. Hy sien hulle swakheid raak, maar hy sien terselfdertyd hulle getrouheid, dat hulle nog steeds heeltyd by hom die pad bly stap het. En dan sê hy, maak hy hierdie groot belofte aan hulle. Ek bemaak aan julle die koninkryk, sodat julle aan my tafel kan eet en drink. Dat julle eendag op trone gaan sit. Maar wat julle nou moet doen, moet julle my voorbeeld volg, om te dien. En hy bewys vir ons eintlik twee verskriklike belangrike waarhede wat Jesus vir ons kom wys. Diens in die koninkryk is nooit te vergeefs nie. Al sien mense dit nie raak nie. God sien altyd my en jou getrouheid. Al herken niemand my en jou in dit wat ons doen, hoe ons die Here dien nie. Al sê niemand vir jou dankie nie. Al sit niemand jou op 'n pedestal nie. Deur jou getroue diens, dit wat jy aanhoudend doen om die minste te wees en om te dien, Jesus sien dit raak. Hy eer dit. En daarom wil ek hierdie paar praktiese voorbeelde wat ek en jy hieruit kan leer, dalk ons eie kan maak. Is dat ek en jy dalk moet die keuse maak om juis die laaste plek doelbewus in te neem. Nie te gaan vir die posisies nie, maar dat ek en jy nederig sal bly. Dat ons soos die geringste sal wees wanneer ons by mense is. Dat ons nooit sal afkyk na ander mense toe nie en dink, maar dat ek en jy die slaafposisie sal inneem. Al is dit weerlose mense wat daar om ons is. Dat ek en jy nooit onsself belangriker sal ag as die ou by die robot of die ou wat down in the dumps is nie. Maar dat ek en jy as diensknegt daar sal dienend wees. Ek en jy nie altyd ons eie sin sal wil kry nie. Maar dat ons partymal bereid is om te verloor. En partymal stil te bly in 'n argument om die minste en die kleinste te wees. Om dienend te wees in plaas van om te veg vir my posisie, my eer, my aansien, maar dat ons sal dien. Miskien is dit die groot wat Jesus vir my en vir jou verwag. Om ander se behoeftes bo myne te projetiseer. Wat Jesus ons aanhou oproep, gaan lees maar net Filippense 2 en hoeveel gedeeltes waar Jesus dit sien. Die tweede een, om te gaan dien daar waar niemand kyk nie. Dis om groot te wees in die koninkryk. Om daar diensbaar te wees, om aanhou getrou te wees in die areas en die plekke waar niemand vir jou dankie sê nie. Want niemand jou eers raak sien nie. Is dit ook die plekke waar die Here ons wil gebruik? Daar op daai stil plekke, klein dade van liefde, opofferings wat niemand waardeer nie, maar ek doen dit nie vir myself nie, of doen dit nie vir mense nie, ek doen dit omdat dit is wat die Here vir my en vir jou vra. Dis die voorbeeld wat Jesus vir ons gee. Dis hoe hy leidend opgetree het. Die derde een, dat daai gedeelte gaan oor leierskap. Hy sê, leiers is eintlik die ouens wat die laste dra, nie die eer najaag nie. Die een wat leiding gee, sê die teks, moet wees soos iemand wat dien. So as jy ooit 'n leier ergens in jou lewe wil wees, gaan jy dienend moet wees. Nie baas speel in posisies probeer, maar jy gaan dienend wees. Christen leiers dra die las. Hulle beskerm ander.
Hulle neem verantwoordelikheid. Hulle gee krediet weg en maak ander mense belangrik. Hulle breek hulle eie trots. Hulle stap stadig met die wat sukkel. En dan maak ander groot en nie hulle self nie. Dit is hoe Christenleier lyk. Die vierde een is so belangrik dat ek en jy ook in dit alles ook net ons eie hart gaan moet erken. Om bewus daarvan te raak wanneer ek en jy partymal self sukkel met hierdie ding. Wanneer ons baie keer binne ons wil herken wanneer ons belangrik wil wees, of wanneer ons erkenning wil hê, of ons onsself met ander wil vergelyk, dat ons in daai oomblikke weet, ons kan na die Here toe kom. Net soos hy die disippels nie bestraf het nie, maar hulle getrouheid bevestig het, dat ek en jy in daai oomblikke net dit wat in ons harte sal herken, en dit na die Here toe bring, en sê, Here, ek sien dit raak, dis hoe ek voel, help my, dat ek nie gaan veg vir trots en plek nie, maar help my nou, om getrou te wees in u diens. Hy roep ons op om ons trots te bring, sodat hy ons kan kom genees. 3 goedjies wat ek by jou sommer net wil los, as dit kom by 'n ritme wat ek en jy kan doen, en kom ons maak dit die ritme van die week. Ons maak dit maklik. Ons oggend, as jy gaan bid, vra dat die Here vir jou sal wys vandag wie jy moet dien, want niemand dit gaan sien nie. Jy op klein maniere vandag kan sien. Here, wys my die persoon, wys my die behoefte, wys my die kans waar ek iemand kan dien. Dan in die dag, kies dan 'n geleentheid waar jy iemand kan dien, waar jy nie noodwendig raak gesien word, maar waar jy iemand gaan help, werklik iemand anders gaan help, al is dit 'n klein daad, of 'n klein opoffering wat jy moet doen. En dan die aand, om onsself net te vra, maar waar het ek vandag ander eerste gestel by myself? As ek hier net elke aand daai vraag vir onsself gaan vra, waar het ek ander eerste gestel vandag by myself? Help dit my en jou elke keer om terug te gaan na daai diensknegposisie toe, om te onthou, maar dis waar ek en jy moet dien. Waar het ek gedien, want niemand my raak gesien het nie. En dan 'n laaste vraag wat ons self in die aand kan vra, waar het my trots in die pad gestaan, dat ek iemand kan dien? Want as ons dit doen, dan gaan ons doen dit op 'n gereelde basis, gaan die Here begin my en jou gebruik in ander mense se lewens. Ek sluit af. As een ding wat verskriklik belangrik is. Wêreldse mense wil groot wees, omdat hulle mag het, en mag wil wys, en wil heers en beheer. Maar koninkryk mense is groot, omdat hulle dien. Koninkryk mense is groot, omdat hulle dien. My gebed is vir ons gemeente, is dat ons 'n gemeente sal wees, wat dien. Wat nooit onsself belangriker as ander mense sal sien nie. Maar juis, soos Jesus se voorbeeld sal wees, ander dien en die minste sal wees. Mag ons so saam die Here dien. Amen. Kom ons bid saam. Vader, bewaar ons van twisgesprekke. Bewaar ons van plek en posisie soek. Vader, help ons om u voorbeeld dag vir dag te volg. Help ons om saam met u die pad te stap na mense wat hulp nodig het. Help ons om saam met u die pad te stap, om op ons knieë te gaan en voete te was. Help ons om saam met u by mense uit te kom wat hulp nodig het,
waar ons hande kan vuil maak, nie om raak gesien te word nie, om ander mense belangrik te laat voel, om ander mense op te tel, sonder selfs om ons naam te noem. Maar wat ons het doen uit daai plek van, dit wat ons doen nou, doen ons vir U, Here. Nie sodat ons hoef belangrik voel nie. Vader, ons wil kom herken, ons elkeen sukkel met daai, ons almal wil belangrik wees. Help ons, Vader, om daai trots neer te lê, na U toe te bring, en dat U vir ons gaan help om as dienskneg saam met U die wêreld in te gaan en lewens te verander en die verskil te wees soos U ons geroep het om te wees. Ons vra dit en bid dit in Jesus naam. Amen.